Ek is Taan en ek is hier by Moelmanshoek tans werksaam saam met oom Willie en ek bestuur die Moelmanshoek Erfenisstigting en ons is hier om 'n bietjie meer te vertel oor die Erfenisstigting en hoe dit tot stand gekom het en wat die doel van hierdie Erfenisstigting is en hoe dit ook in Moelmanshoek inpas en hoe dit ook in die res van die wêreld 'n doel kan hê. So oom Willie, Moelmanshoek het 'n baie ryk geskiedenis en daar is 'n Moelmanshoek Erfenisstigting gestig om hierdie ryk geskiedenis van Moelmanshoek verder te vat. Vertel 'n bietjie vir ons meer van die Erfenisstigting, waar kom dit vandaan en hoe het dit begin? Ja, Moelmanshoek het inderdaad 'n lang unieke storie en die advies wat ons gekry het van mense wat gemoeid is hiermee, soos universiteite en colleges was, dat hierdie is baie belangrik, nie net vir ons nou nie, maar eintlik vir die nageslag, mense wat kom, want wat op Moelmanshoek gebeur het is, het verrykende gevolge in die sin van, dit is 'n herstelproses gewees van oor die 50 jaar van vernielde grond, wat nooit geploeg moes gewees het nie, en wat toe nou herstel is, oor 'n tydperk van 50 jaar. En in die proses wys vir ons baie duidelik uit dat daar eintlik 'n ander kant is van kom ons noem dit oorspronklike boerdery van hoe daar regtig met die aarde omgesien moet word en hoe hy bestuur moet word en hoe kos en veral dan nou toekomstige gesonde en bekostigbare kos geproduseer kan word. Want die realiteit is waar ons tans met landbou staan in Suid-Afrika en ek wil amper sê wêreldwyd, is die koste knyptang van so 'n aard laat niks meer betaal nie, maar boonbehalwe dit, die aarde word teen so 'n tempo verniel, laat dit ook nie meer lank sal kan aanhou nie. In die Moelmanshoek storie is die storie wat die teendeel wys om te sê, maar so kan dit gedoen word. Dit wat baie min mense eintlik van bewus is. Myself was glad nie bewus van die goed nie. Ek moes dit in praktyk leer en agterkom. Wat is grond? Hoe moet jy met grond werk? Hoe werk die aarde? Hoe funksioneer die aarde? En daarmee saam, hoe funksioneer die mens? Wat is die bedoeling? Hoe die mens self moet funksioneer en dan die kombinasie van die mens en die aarde. Nou, vroeger 14 jaar, 12 jaar terug, 'n boek geskryf oor die basiese goed van wat ek verstaan het, wat ons verkeerd gedoen het en wat moet ons regkom. En tans, ek wil amper sê op aandring van die stigting, besig met 'n boek nou gefinaliseer oor hoe lyk dit dan nou, hoe lyk die alternatief vir ons boere oor die hele Suider-Afrika, om geslagte wat kom te kan volhoubaar laat kos produseer en dat daar wel genoeg kos sal wees en daarmee saam natuurlik water. So oom Willie, hierdie Erfenisstigting, dit wat op Moelmanshoek gebeur het, is 'n bloudruk wat dupliseerbaar is vir ander mense. En het iets gebeur oor 50 jaar wat daardie bloudruk gevorm het. Wat is dit presies wat oor die 50 jaar gebeur het en hoe kan ander mense dit gebruik? Ja, ek dink jy vra die ding van dupliseerbaar maak. Ek dink die legitimiteit van ons daarin lê dat, omdat dit oor 50 jaar afgespeel het hier voor ons oë en onder ons hand, in die laaste 20-25 jaar het ek baie bewus geword van hoe lyk toekomstige voedselproduksie dan nou regtig wat volhoubaar sal wees. Want ons sien mos nou waartoe gaan die huidige situasie. So wat iemand kan kom kry en sê hier is ons kan vir hom vat deur die proses om te sê wat was verkeerd, hoe het dit gelyk en hoe kan 'n mens dit omkeer om dit reg te maak volhoubaar vir die toekoms sodat daar genoeg kos, gesonde kos, bekostigbare kos op die regte tyd beskikbaar sal wees. Nou sal mense vir ons vra nou, hoekom sê ek op die regte tyd? Wat bedoel ek met die regte tyd? As ons net kyk wat nou om ons gaan, as kunsmiskepe nie uit Oekraïne kan kom nie, brandstof kan nie uit daai lande uitkom nie, hoe op aarde produseer jy dan nou kos as daai goed nie beskikbaar is nie? En die punt is, daar is 'n antwoord vir dit.
Dit kan oorkom word. Om bloot as mens hierdie goed net verstaan. En dit sê nie, jy moenie meer daai goed doen nie, dit is net, hoe is die aarde bedoel gewees om mee te werk? Wat is die mens bedoel gewees wat om te doen? En dan, omdat het vir die laaste 25 jaar so baie gefokus het daarop, het dit baie duidelik na vore gekom. Ek wil amper sê struktureel gewys. Wat se struktuur kan 'n mens in plek sit? Hoe moet ons opereer sodat daar vir die volgende 50 of 100 jaar nog in Suid-Afrika of in Suider-Afrika genoeg en goeie kos geproduseer kan word? So Willie, baie dankie dat jy hier met ons gedeel het. En ek weet Willie het 'n baie groot en goeie hart. En Willie se hart is oop en sy plek is oop en Wilmanshoek se hart is oop. En hy nooi mense uit om te kom kyk. As jy 'n boer is wat in die moeilikheid is, as jy 'n student is wat landbou studeer, as jy iemand is wat reg is vir iets anders wat wel werk in die tye van nou, dan is jy welkom om Wilmanshoek te kom besoek Willie, kom besoek die Erfenis Stichting en ons kan vir jou wys dat daar is 'n alternatief.